So voorreg vir my om hierdie saam met julle te kan deel vanmôre en mag julle werklik inneem wat hier gebeur. Mag die Heilige Gees al die vrees en die bang en al dit wegvat. En mag julle werklik inneem wat vanmôre hier gebeur. Julle doen vandag belydenis van geloof in hierdie gemeente en daarom ook vir almal om dit te hoor en dit te kan sien. Julle word daarmee in die openbaar, of julle antwoord daarmee in die openbaar op die genade van ons Here Jesus Christus, wat julle uit die mag van sonde en van die dood losgekoop het, en wat julle sy kinders wil maak. Dit is nou ook die geleentheid om te antwoord, wat julle met hierdie genade wat God vir julle het, en wat die Here vir julle het, wat julle met dit wil maak. Terselfdertyd, maak elkeen van julle wat vanmôre hier staan, ook 'n geloofskeuse vir Jesus, 'n verbintenis om onder Jesus se heerskappy te lewe. So belydenisaflegging is dis niks anders as my belydenis nie. Jy kom staan net vandag hier voor en jy sê, ek glo in die Here, ek glo in God, ek glo in Jesus en ek glo aan die Heilige Gees. Hy is die Here van my lewe. Maar dit het ook sekere implikasies. Julle bely daarmee dat julle Jesus met julle hele lewe vertrou, dat julle lewe so sal inrig dat julle volgens die Bybel sal leef, dat julle besef dat julle 'n deel het in hierdie liggaam, soos wat ons gesê het, die kerk is hierdie een groot liggaam. Jy besef jy het 'n deel in hierdie liggaam, jy het besef jy het 'n rol en 'n funksie wat jy in hierdie liggaam moet vertolk, dat gebed vir julle verskriklik belangrik is en dat julle dit wil deel maak van julle lewens. En julle sê ook vandag dat julle is 'n gestuurde van Christus in hierdie wêreld en julle is 'n getuie, julle wil uitgaan en julle wil ook van hom getuig. Nou met hierdie belydenis sê ons nie ons het nou alles bereik nie. Ons sê nie, wow, kyk nou na my. Ek is nou die hoogste wat ek kan wees nie, maar ons sê dat hierdie is 'n stap, dis 'n verbintenis, dis 'n verbintenis aan 'n geloofsgemeenskap. Dit is 'n gemeenskap wat op pad is. En ons almal wat vandag hier sit, ken ons eie broosheid en ons gebrokenheid. En daarom besef ons het mekaar nodig. Ons het mekaar nodig om mekaar op te tel, mekaar op te help. Ons het mekaar nodig om mekaar te kan ondersteun, sodat ons as geloofsgemeenskap, ons as kerk, saam kan groei in God drie-enig. Julle het deur die gesprekke dit ook aan my duidelik gemaak, dat julle vandag begeer om hier voor God en sy gemeente te beloof en te onderneem, dat alles wat nou gesê is, van julle waar is, en dat julle opregte voorneme is, om ook hierin voort te groei en kinders van die Here te wees. Nou ek gaan vir julle vra, 3 vrae, en in die lig van die bogenoemde, gaan julle ook daarop antwoord. Glo jy dat die Bybel die woord van God is? Bely jy dat Jesus Christus die Here is en dat jy vir Jesus liefhet? En beloof jy om dit wat jy nou hier beloof het, getrou in verbintenis met die gemeente van Christus uit te leef? Dankie, Wits. Ja, nee, wat is jou antwoord op al die vrae? Etienne, het is my groot voorreg om jou vanmôre ook te doop, maar voor ek dit doen, moet ek vir die 4de vraag vra. Bely jy dat jy as sondaar in hierdie wêreld gekom het, maar nogtans deur Christus se genade aan God behoort en daarom as lidmaat van hierdie gemeente gedoop te word? Etienne de Tooy, ek doop jou in die naam van God die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Imke, wat is jou antwoord op die 3 vrae? Helenae, wat is jou antwoord? Armand, jou antwoord? Dian, bely jy dat jy as sondaar in hierdie wêreld gekom het, maar nogtans deur Christus se genade aan God behoort en daarom as lidmaat van hierdie gemeente gedoop te word?
Jan Gerber, ek doop jou in die naam van God die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Henry, wat is jou antwoord? Isandri, jou antwoord? Justai? Dolla, bely jy dat jy as sondaar in hierdie wêreld gekom het, maar nogtans deur Christus se genade aan God behoort en daarom as lidmaat van hierdie gemeente gedoop te word. Dolla Herbs, doop jou in die naam van God die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Meiberg, wat is jou antwoord? Adel? Megan, jou antwoord? Davian, wat is jou antwoord op al hierdie vrae? Carla, jou antwoord? Kylie, wat is jou antwoord? Dylan, jou antwoord op al hierdie vrae? Leanne, wat is jou antwoord? Bianca, en jou antwoord? Carla? Anouk? Gaan julle so met die kant af. Gawie? Sein? Julle sal sien, hulle het elke keer hulle hande in die water gesit, en dis om terug te dink aan 17 jaar terug. Nou, toe ek met hulle gepraat het, was hier nie een gewees wat hulle doop kon onthou het nie. Ek weet net nie, ouers, wat het julle gedoen? Dat hulle nie hulle doop onthou. Ek onthou myne so goed, dit was 'n reënerige dag gewees in September. Ons het daar gesit in die kamertjie daar by Steynsrus, het so 'n kamer met 'n bed. En daar het die water heeltyd so gedrip, drip, drip, drip. Nee man, ek spot sommer. Niemand van ons kan ons doop onthou nie. Maar as ons vandag hier staan, dan dink hulle terug aan die beloftes wat hulle ouers ook gemaak het. En ons dink terug deur te weet dat as klein babietjie het God my gekies en ek was deel gewees van hierdie gemeente. En nou kan ek self daardie vraag antwoord en ek kan self vir myself vandag hier voor staan. Nou op grond van dit en op grond van God se genade, soos bevestig deur die doop en op grond van julle eie antwoord, is dit vir my baie lekker om te sê, julle is nou belydende lidmate vir die Nederduitse Gereformeerde Kerk en julle is belydende lidmate van NG Kroonheuwel Noord. Mag hierdie geleentheid altyd vir julle besonder zijn en spesiale geleentheid wees. Mag jy vandag besef dat jy het gekies om voluit vir die Here te leef, jy het gekies om deel te wees van die kerk, jy het gekies om 'n pad te stap saam met die kerk. Paulus sê vir ons, as ons dink aan ons wedloop in geloof, sê hy, moet jy al jou kragte inspann om die wedloop te voltooi en die hemelse prys wat dan vir jou wag in ontvangs te neem. Gemeente, hier is 23 jong mense wat vandag hier voorgestaan het en gesê het, ons wil deel wees van die kerk. Ons wil deel wees van hierdie geloofsgemeenskap. Beloof julle om hulle ook te help. Beloof julle om hulle te ondersteun. Beloof julle om die pad saam met hulle te stap, sodat hulle ook julle kan help en julle kan ondersteun. Ons almal se voete is soms glad, ons almal gly, ons almal maak foute, en dis hoekom ons mekaar nodig het
om mekaar te ondersteun. So moenie ophou om ons mekaar aan die Here op te dra nie. Wees vir hulle 'n voorbeeld van hoe iemand wat in geloof is behoort te lewe. Inspireer hulle om toegewy te wees en diens aan die Here, sodat ons saam as liggaam van Christus kan werk en kan funksioneer binne in hierdie dorp en in die wêreld. Ek gaan ook vra dat die ouers vir ons gaan vorentoe kom. As elke ouer net by hulle kind kan staan, sal ek dit verskriklik waardeer. Ek wil hê julle moet hulle graag vashou die dag soos wat julle hulle vasgehou het toe hulle gedoop is. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om saam met hulle vandag hier te kan staan nie, want ek as ouer weet wat 'n voorreg is dit om 'n babietjie vas te hou en vir die Here te gee en te sê, Vader, ons wil hierdie geskenk vir U teruggee. Wat 'n voorreg is dit nie om saam met julle kinders vandag hier te kan staan en te sê, Here, ons is so dankbaar. Ons is so dankbaar. Dankie dat U hierdie pad saam met ons gestap het. Vir ons as ouers die krag gegee het. Die moed gegee het om hulle elke dag groot te maak volgens U wil, soos wat ons tot die beste van ons vermoë kon doen. En wat 'n voorreg is dit om hier te staan en ook vir die Here te kan sê dankie. Dankie vir hierdie pad wat hierdie kinders gestap het. En mag ons aanhou bid vir hulle. Mag ons hulle aanhou opdra aan die Here. Daarom vra ek dat julle sommer net julle hande so op hulle sal sit, as ons ook 'n seëngebed op hulle gaan toebid. Here, in 'n wêreld wat vol chaos is, in 'n wêreld wat partykeer aan mense snaaks aankyk, omdat ons U aanbid, omdat U ons koning is. Is dit vir ons 'n voorreg om vandag ook hier te kan wees, Here. Te kan sien hoe jong mense hier voor kan staan en kan sê, hier is ek, Here. Ek wil voluit leef vir U. Vader, ons wil dankie sê vir elkeen se ouers, die rol wat elkeen se ouer in hulle lewe gespeel het. Here, maar ons weet ook, Vader, dat U dit nie hier gaan los nie. Daar is nog 'n rol wat gespeel moet word. Here, en daarom bid ons vir elke jong mens wat hier voor staan vandag, Here. U ken hulle toekoms. U weet wat U vir hulle beplan. Here, mag hulle elke oomblik, in alles wat hulle doen, mag hulle U ken. In elke tree wat hulle gee, mag hulle U eerste sit. Vader, mag hulle U woord soek. Die woord sê vir ons, ken my in alles wat jy doen, en ek sal die pad vir jou gelyk maak. Mag dit ook so wees vir elkeen van hulle. Here, daarom wil ek hulle as individue, maar ek wil hulle as gesin, hulle as groep, vir ons as gemeente, Here, wil ek kom seën in die wonderlike naam van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek gaan vra die gemeente staan en dan sing ons ook die seën op hulle toe. We
Die ouers kan gaan sit. Jong mense, julle kan die plek inneem by die diakensbanke. Hierdie is ook self besonder wanneer dit kom by die bedien van die nagmaal, want vir baie wat vandag hier so sit, is dit ook die heel eerste keer wat hulle die nagmaal kan gebruik. So wat 'n voorreg is dit nie ook om dit saam met julle te kan beleef nie. Nou as ons kyk na die betekenis van die nagmaal, voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons mekaar eers vertel wat die Bybel vir ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer vir ons dat God vir ons baie liefhet. En omdat hy vir ons lief is, het hy sy seun vir ons aarde toe gestuur. Hy het vir Jesus gestuur. Die Bybel leer vir ons dat Jesus het aan die kruis gesterf en hy het ook opgestaan uit die dood uit nadat hy aan die kruis gesterf het. As ons dink aan die kruis, dink ons aan dit wat Jesus vir ons op Golgotha gedoen het. Die Bybel lees vir ons dat Jesus het self die nagmaal ingestel. Hy het self die nagmaal ingestel die aand voor hy gekruisig is. Jesus het gekom en in die nagmaal 'n nuwe betekenis kom gee. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat ons dink aan sy swaar kry en sy dood aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat ons dink aan sy bloed wat vir ons gevloei het toe hy aan die kruis vir ons gesterf het. Nou wanneer ons die brood eet en ons die wyn drink, dan sê ons almal saam dat ons die Here se kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat almal van ons eendag saam Jesus in die hemel gaan wees. So ons bely dat wanneer ons die nagmaal gebruik, wanneer ons die nagmaal gebruik, dit wat ons nou hier sien,
beleef ons al iets van die lekker wat vir ons wag in die hemel. Nou ons sê ook deur die nagmaal, sê ons vir die Here dankie vir alles wat hy vir ons gedoen het. Ek gaan vra dat ons as gemeente, sommer almal saam met die jong mense vandag, die geloofsbelijdenis ook hardop sal bely. Julle kan net so sit. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, want ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Here, dankie dat ons vandag weer bewus kan wees van dit waarin ons glo. Dankie dat ons kan vashou, Here, van dit wat U vir ons aan die kruis, vir dit wat U vir ons aan die kruis gedoen het. Vader, dankie dat ons kan weet, Here, dat wanneer ons die nagmaal gebruik, wanneer ons die brood eet en die wyn drink, dankie dat ons kan weet, Vader, dat dit is hoe U ons ook kom skoon was het. Dankie vir hierdie herinneringsmaaltyd wat ons het. En dankie, Here, dankie vir dit wat U vir ons gedoen het. Amen. Nou wanneer ons die brood eet, dan dink ons aan dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Soos wat ek hierdie brood breek, weet ons Jesus se liggaam is vir ons gebreek, sodat ons sondes volkome vergewe kan word. Eet dit en sê vir die Here dankie. Dankie dat sy liggaam vir jou gebreek is, sodat jou sondes vergewe kan word. Wanneer ons hierdie wyn drink, dan weet ons, dit is die bloed van Jesus, Jesus se bloed, wat vir ons gevloei het, Jesus se bloed wat al ons sondes kom skoon was het, Jesus se bloed wat al ons sondes kom bedek het. So wanneer ons die wyn drink, dan dink ons aan Jesus se bloed, wat vir ons gevloei het om ons sondes skoon te maak. Drink dit en sê vir die Here dankie. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om as groep saam ook die nagmaal te kan gebruik. Dankie vir die liggaam en dankie vir die bloed. Amen. Ons gee